Ja, kyk, goeiemôre, good morning. 'n bietjie van 'n voorsmaakie van huis toe deur Loufie en Loufie self. Sit hier oorkant my. Welkom by Goeiemôre, good morning. Goeiemôre. Loufie, ons het nou vroeër in die program, ek en Elsa bietjie gesels oor ons gunsteling Loufie liedjie is natuurlik Wit Skoene. Dit het 'n hele ander gevoel. Jy's bekend vir 'n meer van 'n feel good en upbeat tipe musiek, maar nou is hierdie meer van 'n emosionele rigting waarin jy gaan met huis toe. Hoekom die verandering? So as jy die eerste beat moes hoor van Wit Skoene, dit was so iets. Dit was baie rustiger geweest. En toe James, die producer, doen dit, toe eventually vir my gesê eendag, bra, let's try a dance version of this whole thing. En dis hoe Wit Skoene gebeur het. So ek skryf soos die, ek love soos die skryf, ek love, chords soos die by mekaar sit, ek love met producers soos die sit. En toch ek het nou vir almal nou Wit Skoene en dansmusiek gegee, kom ek gee vir hulle, like something that's actually part of me, you know? Ja, en dit is maar ook die ding van kunstenaar wees, is, jy is 'n veelsidige mens, jy's 'n mens wat nie net een dimensie het nie, daar's ander kante aan jou, en nou kan ons almal ook dit leer ken. Dankie, kyk, dis 'n special een vir my, 'n baie diep enetjie, because ek dink as man sukkel ons baie oor, like, identity and being a father, en 'n vriend en 'n broer vir iemand. En toe ek so skryf, toe moes ek tap in 'n bietjie van my vrou se storie, 'n bietjie van my eie storie en 'n bietjie van die mense wat ek mee al gesit het. So ek hoop dit ek het eendag iemand het my gevra hoe moet hulle die persverklaring begin sê. Ek hoop dit genees die gebreekte siele wat luister na dit, you know, the broken winged people wat nog steeds so mooi vlieg. So ja, dis my 5 cent. Nee, maar dit is pragtig, want dit is seker vir jou as kunstenaar om daai emosies en goed wat uit jou verlede uitkom te probeer verwerk deur musiek. Dit is seker moeilik, maar dit is ook seker vir jou nodig om daai uitlaatklep te hê. Ja, definitely. Kyk, dit was 'n tough, die hele laaste 2 weke was weird met hierdie song. Ons het dit gestuur vir production, ons het dit klaar geskryf, ons het die video gaan shoot, en boom, toe het ek so 2-day insomnia patch, because nou question ek hierdie hele song. Nou is ek like, hoe gaan die mense dit interpret? Hoe gaan ek sekere wonde vir mense oopkrap? I really hope I don't disturb someone's natural way of doing life, hoe hulle dit ken, you know. Ek dink ons word so geleer om seker goed net onder die mat te sit. En let me leave it at that. Ja. Wat is die konsep van huis toe vir jou persoonlik? Ek weet nie, net om honest te wees, like, ek try met my laaitie dit sê, ek wil nooit hê hy moet nie met my kan kom praat, hy is 9 jaar oud, en I think baie van ons het groot geword waar, just move on. Ja, bou 'n brug, kom oor dit. Sterk. Ek wil hê hy moet sterk wees, ek wil hê hy moet kom huil, ek wil hê hy moet met my en sy ma 'n challenge hê, because hy het 'n baie sterk opinion. So deel dit met ons, you know, I want you to feel safe, wanneer jy, like ons hele goal toe ek klein was like, when I'm 21 is ek uit die huis uit. Kyk, my storie is bietjie different, ek is baie vroeër uit die huis uit, maar ek wil hê op 18 moet hy sy werk gaan soek, maar he must kind of just still want to be around sy ma en pa by die huis, you know, huis vir hom moet voel soos, yes, dis my safe plek, ek kan hier voete op die bank kom lê, you know what I mean, so huis vir my is maar net, ek dink, geloof en liefde en just a happy place. Ja, maar dit is belangrik as 'n ouer, en ek vereenselwig regtig daarmee, want jy wil 'n omgewing skep waar hulle vir jou alles kan sê. I always tell my kids, I'm going to be more upset with you for lying to me about something than the thing that you're lying about. Yes. So let me create a space where you feel like you can come and tell me anything. En dit is die beginpunt van daai oop tipe verhouding wat jy as ouer met jou kinders het. Ja, kyk, dis And it's not easy. No, it's not, because hy sê soms verskriklike goede, wat ons net oor kan lag, but, like, jy weet wanneer jy vir jou kind sê, ons kan hierdie movie kykie, because it has a violence 16 en al die goed. En dan hou hy aan om te sê, but why not? Dan sê ek, boy, because it has some adult scenes in it. Dan sê, oh, and I say from don't make like you don't know what we're talking about, because we've always been transparent. We, like my vrou is 'n verpleegster, is haar tryd. So ons weet wat gebeur wanneer jy 'n hart opereer, wat gebeur wanneer jy siek is. Ek en hy sit daar en ons vat al hierdie goed in, you know what I mean? So
Ek dink ja, die outspokenness is soms scary, maar Ja. ook 'n beautiful ding because sy tone begin verander die ouer wat hy word, die goed wat hy oor praat raak dieper en mooier en ja, I wouldn't change it for anything in the world. Ja. Ons het nou 'n voorsmaakie gesien van die musiekvideo en dit is eintlik baie emosioneel want mens kyk na al hierdie foto's en Ja. en die tonele wat in die musiekvideo is dit raak aan mense hart. Waar kry jy die foto's vandaan? Is dit foto's uit jou eie kinderdae uit? Ja, so recently, ek het nou net vir iemand gesê, ek was onlangs PE toe, want my ouma het geweier om op te vlieg. Afgery, hulle gaan al teruggekom en toe gee sy my 3 sulke albums vol van my foto's en ek dink die fone het ons so begin bederf. Ja. We just taking pictures and we keep it on our cloud or whatever. En toe maak ek dit oop. En die dag toe ons film, toe vat ek dit saam, sit ek op so 'n couch en toe eventually maak ek dit oop. En wat julle daar sien is ek wat die eerste keer daai foto sien. So daar's so 'n scene waar ek gesê het like dude, ek like bietjie te emotional so. Maar dit was dis my eie foto's van my pa, my ma, my ouma, hulle, die ou huis, like that house doesn't exist anymore. You know what I mean? So toe ek dit oopmaak to change die hele konteks en die mening van die song vir my because like I think I actually miss it more than I think I miss it, you know. So ja, daai's ek actually en toe die team away gekry om die foto's lewendig te bring which was nog meer flipping emotional. So ja. Dit is ongelooflik. So vir aanhangers of ons kykers kan ons verwag dat daar nou 'n groter album gaan wees van meer van hierdie emosionele goed net voor ons klaar maak. Ek dreig al vir die laaste 2 jaar op elke interview en dan every year I tap out. Dan gee ek hulle hip-hop of 'n dance song. En toe ek dink I can say yes. Miskien let's say miskien 'n EP. Miskien net so 4 of 5 songs. Kom ons kyk. Ek wil nou nie hê mense moet nou vir my drukkies gee en sê ag, dit sien dit was so diep. I'm still like my fence is nog op, maar kom ek sê confidently yes. Maybe more of this. Luffy, wat 'n heerlike onderhoud. Jy is enige tyd weer welkom hier op Goeiemôre Good Morning. Baie dankie. Dankie julle. Dan Luffy gaan kyk op sosiale media waar jy hom kan volg en al sy musiek kan kry. Dis al van ons kant af. Ons sien julle môre weer. Lekker dag. Goeiemôre. Good morning.